Bybels oopmaak, eintlik by Lukas 14, maar ek gaan ook net Eksodus 20 lees, daardie verse wat handel oor die 4de gebod, want dit is nou die onderwerp vir vandag is hoe verstaan ons die 4de gebod? Die titel is die Sabbat vereis barmhartigheid en feestelikheid. Die Sabbat vereis barmhartigheid en feestelikheid. In Eksodus 20, dan lees ons die Sabbat en ons hoor dit bykans elke Sondag dan ook voorgelees word. Dan sê dit in Eksodus 20 en ons gaan nou gaan na Lukas 14 toe, maar daar sê dit in Eksodus 20 vanaf vers 8: Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan Lukas 14, en ons lees daar verse 1 tot 6. Jesus is hierso in die huis van die Fariseer op die Sabbat, en hy wys daar ook hoe hy omgaan, hoe het hy die Sabbat hanteer. Dan sien mens daar in vers 14, vers 1, julle gaan sien, hy het selfs gaan kuier by Fariseërs, en dan sien mens ook, hy het mense gesond gemaak. Vers 1 van Lukas 14. En toe hy in die huis van een van die owerstes van die Fariseërs gegaan het om brood te eet op die Sabbatdag, het hulle hom in die oog gehou. En daar was voor hom 'n man wat die water gehad het, en Jesus het gespreek en aan die wetgeleerdes en Fariseërs gesê: Is dit geoorloof om op die Sabbat te genees? Maar hulle het stil gebly. Toe neem hy hom en maak hom gesond en laat hom gaan. En hy antwoord en sê vir hulle: Wie van julle se esel of os sal in 'n put val, wat dit nie dadelik op die Sabbatdag sal uittrek nie? En hulle kon hom daarop nie antwoord nie. Die teksvers wat eintlik daarmee saamgaan is Lukas 13 vers 16. Dit is hierdie vrou wat in mekaar getrek is, en dit het ook op die Sabbat gebeur. Kyk, die grootste konfrontasie tussen Jesus en die Fariseërs was oor die Sabbat. En mens sien dit nogal 'n paar keer, Lukas 6, Lukas 13, Lukas 14. Maar Lukas 13 vers 16 wys vir ons hoe ons daardie genesing moet verstaan. Kyk wat Jesus daar sê: Maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, soos hy is 'n gelowige, wat die Satan dink daaraan 18 jaar lank gebind het, sy is krom getrek, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. En daar is die bevel, wat Jesus sê, moet sy nie verlos word nie, moet daar nie barmhartigheid plaasvind op hierdie dag nie. En dit is wat Jesus dan ook opdui, wanneer hy sê, en hy antwoord en sê vir hulle daar in Lukas 6 vers 5, Wie van julle se esel of os sal in 'n put val, wat dit nie dadelik op die Sabbatdag sal uittrek nie? En wanneer die titel dan is vir vandag die Sabbat vereis barmhartigheid en feestelikheid, dan sê mens nie die Sabbat, op die Sabbat kan mens barmhartigheid en feestelikheid bedryf nie. Dit is nie kan nie, dit is moet. Daar's 'n verskil. En ek dink daar is nogal 'n klem wat dit belangrik is om te hoor, want dit lyk tog asof ons dit gemis het. En is ietsie waaroor ons bedink. Daar moet barmhartigheid en werke van noodsaaklikheid wees, en dan ook feestelikheid. En dit spesifiek wanneer ons saamkom as die Here se gemeente. Daardie feestelikheid, en dan noem ons ook die nagmaal die feesmaal van die Here, nê? En dit gebeur ook op die Sabbatdag. Goed, so die onderwerp uit die Heidelbergse Katekismes is dan die Sabbat, en dit is vraag en antwoord 103. So as julle julle Heidelbergse Katekismes daar kan oopmaak, dan is dit Sondag 38, vraag en antwoord 103.
Wat gebied God in die 4de gebod? Die antwoord sê God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe, van my bose werke rus en die Here deur sy Gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. So hier is die uitleg van die 4de gebod. Nou die 4de gebod is seker een van die gebooie waaroor daar die meeste verskillende interpretasies is. Miskien is die 2de gebod naby aan dit, maar die 4de gebod is 'n gebod waaroor daar baie verskille is, selfs onder gelowiges, selfs onder gereformeerdes. Party sê dat die 4de gebod is nie meer van toepassing op die kerk vandag nie, en ander sê dit is van toepassing, maar met verskillende nuance. Byvoorbeeld, party mense sal sê, wel ja goed, die opdrag is nog steeds daar om saam te kom, en jy kan eintlik nog steeds jou beroepswerk op daardie dag doen, solank jy net kerk toe gaan. Nou hierdie, wat ek nou noem, daai interpretasies vind ons in die gereformeerde wêreld vandag. Dit was anders, kom ons sê so 100 jaar terug en voor dit, van die reformatie se tyd af, daar was redelik in die gereformeerde kringe hierdie verstaan dat die Sabbat het oorgekom na die eerste dag toe, en dat die Sabbat van die Ou Testament in baie opsigte net so vandag ook gebruik moet word. Goed, so dit is nou verskillende verstande wat daar is. Die vraag is, hoe moet ons die Sabbat verstaan? En ek wil graag fokus vandag spesifiek op die betekenis van Eksodus 20, wat die woorde beteken, en dan die feit dat die Sabbat vereis dat ons barmhartigheid moet doen, en dan dat die Sabbat vereis dat ons feestelikheid moet doen. Daar moet feestelikheid wees. So daai 3 aspekte, en daar is natuurlik baie ander aspekte. Nou, een handige manier of 'n belangrike siening van die 4de gebod, of moet ons sê die siening van die 10 gebooie, wat help om die 4de gebod te verstaan, is om te begin by, hoe sien ek die 10 gebooie? Hoe sien ek hierdie gebooie wat die Here gegee het aan die kerk in die Ou Testament? Sien ek dit as hierdie gebooie wat uit hierdie God met 'n koue hart gekom het, wat dit afdwing met 'n ysterarm, amper soos 'n tiran of 'n wreedaard, wat hierdie lukrake vreemde wette voorhou met 'n beloning as jy dit nakom. So sien mense dit so, of sien mense dit soos volg? Sien jy dit, dat hierdie wette kom uit die mond van 'n liefdevolle God, wat sy eienskappe kom wys in die wette, waardeur ons God leer ken, waardeur hy homself duidelik wys, en dat hy vir sondaar mense wys dat hulle het 'n verlosser nodig, wat in op sigself klaar 'n genadige daad is, en dan wette wat ons leer hoe ons meer God kan geniet en hom kan verheerlik. So daar is 'n belangrike vraag, hoe sien ons die wette in die Ou Testament, selfs die seremoniele wette? Sien ons dat selfs die seremoniele wette, jy weet die offerdiens in die tempel, was hierdie swaar las wat die mense moes gedoen het, en dit was eintlik so sleg gewees, en nou kom ons in hierdie tyd van die Nuwe Testament, en nou is daar hierdie las is weg. Want Jesus, wanneer hy kom, en hy is besig om te bedien, is hy nog in die Ou Testament, nee? En dan sê hy, my las is lig, en my juk is sag. En hy praat ook baie goed van sy Vader se wette. Psalm 119 vers 47, dan hoor ons daar hoe die gelowiges in die Ou Testament die gebooie van die Here gesien het. En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet. Ek wil my verlustig
in u gebooie wat ek liefhet. So ten minste daai gelowige en geïnspireerd deur die Heilige Gees sê die gebooie is goed, dis mooi, selfs die Ou Testament gebooie. So hoe benader ons dan die 4de gebod? Ons moet dit as 'n goeie wet benader. Ons moet sê, daardie 4de gebod, daar was 'n pragtige wet. Dit was 'n mooi wet. Dit is 'n volmaakte wet. So daai moenie vir ons 'n kwessie wees as ons na die 4de gebod kyk nie. Die vraag is, moet dit vandag deur gelowiges gehou word? En as die Here wil, dan is dit mos nie 'n swaar wet nie. Dit is mos 'n goeie wet. So daai is belangrik. So die 4de gebod moet ten minste nie as 'n las benader word nie, maar as 'n vreugde wat vir die kerk gegee was. En Jesus het dit hoog geag, trouwens. Hy moes die Sabbat volmaak nakom om vir ons 'n volmaakte verlosser te wees. Want daar is baie keer ouens wat sê dat, maar Jesus het gekom en uiteindelik vir die Fariseërs gewys dat die Sabbat is eintlik dis eintlik nie 'n goeie wet nie, maar dit maak nie sin nie, want Jesus wat die volmaakte interpreteerder is van die wet, hy het eintlik vir die Fariseërs kom wys dat hulle hierdie wet verkeerd verstaan en hy moes die wet volmaak kom nakom namens ons in die Ou Testament. Dit is baie belangrik. Soos die Fariseërs wat die wet verkeerd verstaan het, nie Jesus nie. Jesus het kom wys, hulle verstaan dit verkeerd en Jesus het kom wys hoe ons dit moet sien en in watter gesindheid ons dit moet benader. Nou daar is baie aspekte aan hierdie gebod en ons kan nie by alles stil staan nie. Maar in Lukas 14 ten minste dan sien ons daardie twee aspekte van die feestelikheid en die barmhartigheid. Maar kom ons kyk eers na die betekenis van die 4de gebod in Eksodus 20. En dit is tog wat ons elke week omtrent hoor en dan is dit belangrik dat ons weet wat beteken daardie woorde. Begin met gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Die eerste ding wat ons hierso moet weet is daardie woord Sabbat beteken nie 7 nie. Dis belangrik. Daardie Sabbat beteken om te rus of dan om met jou werk op te hou. So daarom kan ons die Sabbatdag met rusdag vertaal. Dit sê dan gedenk die rusdag dat jy dit heilig. Nou mense sien dit ook duidelik in vers 10 van Eksodus 20 waar die 7de dag en die Sabbat as twee aparte kategorieë gegee word. Dit sê daar, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. So, die Sabbat beteken rus, nie 7 nie. En daar is baie keer 'n verwarring daar, want dan sal mense dink, goed, dit is op die 7de kalenderdag, en dit was die 7de kalenderdag toe die Here die eerste keer die Sabbat ingestel het, maar dit gaan oor daai woord 7, maar die klem is op rus. Elke 7de dag. Die klem is op rus, en ons moet daai rus dan ook baie mooi en reg verstaan. Ons sien ook dat baie van die feeste in die Ou Testament is ook as Sabbatdae geklassifiseer, en dan het dit ook nie op die 7de dag van die week geval nie. As jy byvoorbeeld kyk na die groot versoendag in Levitikus 23, dit was as 'n Sabbatdag gesien, maar dit was nie op die 7de dag nie. Dit was 'n rusdag wat die Here spesifiek dan ook vir die mense bepaal het in die Ou Testament vir daai kerk. Die volgende aspek wat baie belangrik is, as mens net kyk na die woorde van Eksodus 20, is dat dit praat van elke 7de dag. Hoor gou hierdie woorde mooi, dit sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Nou, daar's twee maniere om daardie vers te verstaan. Die ene is dat daardie eerste 7de dag, dink daaraan, daardie eerste dag, daardie dag toe die Here gerus het nadat hy 6 dae geskep het. Die ander interpretasie is, wat die Here daar sê is, gedenk die 7de dag
as dat dit elke 7de dag gevier moet word. So dan is die klem op elke 7de dag. Is veelvoude van 7. En ons sien dan daardie siklus in vers 9, dan sê dit 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. So as die gebod gegee word, dan sê dit, dan praat dit van hierdie siklus. Dit sê 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. So hoe moet ons die 7de dag verstaan? Ons moet dit verstaan as elke 7de dag. So wanneer ons die gebod lees, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, vers 10, die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan is dit elke 7de dag. Dit praat van 'n siklus van 7. So dit is die Sabbatdag elke 7de dag. En wanneer ons dit gedenk, dan sê dit tog ons moet dit vier. Dit moet onthou word. Dit moet daar moet herinnering dit moet in herinnering geroep word. Daarin sien ons alreeds dat die rusdag afgesonder word. As ons sê gedenk die Sabbatdag, dink terug. En dit wys natuurlik op daardie ingesteldheid van ons as ons na die rusdag kyk en hoe ons dit moet benader. Dan het ons ook die woord geheilig. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Heilig beteken mos dis afgesonder. Dit moet anders te wees as die ander dae. Afgesonder, dit moet anders lyk en ons gaan daar verder ook sien hoe lyk hierdie dag anderste. Hierdie ander belangrike woord wat ook hier genoem word, wat ons baie keer mis, is dat die 4de gebod praat nie net oor dat daar gerus moet word nie, maar dat daar ook gewerk moet word. Want dit sê daar, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. So dis ook 'n opdrag en ons gaan daarmee mee saamstem. As jy kyk na 2 Tessalonisense 3 vers 10, sê dit as iemand nie werk nie, moet hy ook nie eet nie. Dit pas in by die 4de gebod se verstaan. So die gebod sê nie net rus nie, maar dit sê werk. Onthou, ons is na die beeld van God geskep en die Here het ons daar gesit in hierdie skepping om te werk, bewoon en te bewaak. Dis 'n opdrag om dan ook in hierdie skepping te werk, soos die Here gewerk het in sekere opsigte. Werk 6 dae, rus vir 1 dag. Maar wanneer ons praat van rus en ons gaan nou daarmee bykom, is maar kom ons kom daarby. Dit sê, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Dan mag jy geen werk doen nie op daardie 7de dag. Op daardie 7de dag. Dit is elke 7de dag. So hierdie is 'n breë verbod op alle arbeid waardeur jy geld maak, en dit sluit beroepswerk in, dit sluit ook selfs ontspanning in, hierdie verseker ook hierdie beroepssporte, en dit is wat onder andere met daai woord werk bedoel word. As ons net kyk na Eksodus 20, nie? So werke van noodsaaklikheid word wel vereis. Want onthou, toe die Here op die 7de dag gerus het, kon hy nie heeltemal gerus het in die sin van fisies gerus het nie. Want in die eerste plek is hy aktief teruggekyk na wat hy geskep het. Tweedens, hy het deur sy voorsienigheid die wêreld onderhou en hy doen dit nog steeds. Hy kon nie opgehou werk het op die 7de dag in die sin van sy hand van die skepping af teruggetrek het en gesê het, wel ek doen nou niks meer nie. Hy was besig om die skepping te onderhou soos hy nog steeds doen. En wat ons nogal daarin sien is dat daarom dat die werk van noodsaaklikheid en die werk van barmhartigheid 'n vereiste is om op die Sabbat te doen. Want dit is werke van, kan men sê, onderhouding. In Matteus 12 vers 1 dan sê dit, soos die disippels daar deur die gesaaides loop, hulle het honger geword hierdie disippels en toe begin hulle are pluk. Jesus regverdig dit. Natuurlik het die Fariseërs nie daarvan gehou nie. En Jesus regverdig het, want hy sê,
Dawid het selfs die toonbrode gevat, wat seremonieel was, en dit was nie sonde nie, omdat Jesus het gebruik as regverdiging van sy optrede. In Matteus 12 vers 3 tot 4 dan sê dit, maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. So wat Jesus hier doen is, hy sê, daai werk van noodsaaklikheid was 'n vereiste in die seremonies. Sien julle dat dit ook 'n vereiste is in die 4de gebod? Dan noem hy 'n ander voorbeeld uit die Ou Testament. Hy sê in Matteus 12 vers 5, of het julle nie die wet gelees dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie? Want hulle werk, hulle is besig om besnydenis te doen, want jy moes 8 dae na die geboorte moes jy besny geword het, en dit kan geval het op die Sabbatdag. Jesus sê in Johannes 7 vers 23, as 'n mens die besnydenis op die Sabbat ontvang, sodat die wet van Moses nie verbreek word nie, is julle kwaad vir my, omdat ek 'n mens op die Sabbatdag heeltemal gesond gemaak het. So Jesus gee dan ook in hierdie hele gesprek met die Fariseërs, is hy besig om 3 regverdigings te gee vir sy optrede. Hy sê, as die priesters nie skuldig was in die fisiese tempel nie, is die disippels nie skuldig in die werklike tempel nie, want die werklike tempel, Jesus, is mos hier. Matteus 12 vers 6 sê, en ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel is hier. Dan die tweede regverdiging wat Jesus gee, is in Matteus 12 vers 7. Maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê, en nie offerandes nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie. So barmhartigheid weeg baie swaarder as die seremoniële wette. En dan is die derde regverdiging van Jesus, sien ons in vers 8 van Matteus 12, waar hy sê, Dawid, die Sabbat en die tempel is almal vervullings van Jesus. Die seun van die mens is ook Here van die Sabbat, sê vers 8 van Matteus 12. So barmhartigheidswerk word vereis. En na hierdie konfrontasie met die Fariseërs daar in die begin van Matteus 12, net daarna, dan maak Jesus 'n man met 'n gebrekkige hand gesond. En dan is hy weer eens besig om dit te regverdig deur van die mindere na die meerdere te argumenteer. En hy sê, as jy 'n dier kan red, hoekom nie 'n mens nie? Maar hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie? Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So is dit dan geoorloof om op die Sabbatdag goed te doen. En soos ons gelees het in Lukas 13 vers 16, dit moet gedoen word. Dis nie net jy kan dit doen nie, jy moet dit doen. In die gebod verder daar in Eksodus 20 gaan sê dat jy moet rus. Eksodus 20 vers 11 sê, want in 6 dae die hemel en die aarde gemaak, en op die 7de dag gemaak, en die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, en dan moet ons ook so rus. So hy het gerus van sy skepingswerk, maar hy was nog steeds besig om alles te onderhou. En hierdie is nou belangrik, want ek wil graag hê julle moet dit nou raak sien, die volgende verduideliking van die Sabbat, ten minste in die Ou Testament. Toe die Here geskep het, hy het in 6 dae geskep, die hemel en die aarde. Op die 7de dag het hy gerus, en hy het teruggekyk na sy skepingswerk, hy het dit geniet. Wat daai rus dan beteken is, hy geniet sy skepping, hy geniet die werke wat hy gedoen het. En in die skepping is die evangelie ingeskep. Toe die Here kamele geskep het hy dit geskep met die doel dat Jesus eendag
dit gaan gebruik in gelykenisse. Toe hy blomme geskep het, het hy dit geskep met die doel dat die Here Jesus dit ook as voorbeeld en illustrasies gaan gebruik. Toe daar lig en duisternis geskei is, het hy dit geskep met die doel dat daar in die Nuwe Testament staan, die lig het in julle harte opgekom. Julle sien wat hier gebeur is, God in sy almag en alwetendheid het mos geweet, die mens gaan sondig. Hy het dit geweet. En hy het alreeds daar die evangelie ingeskep. So wanneer hy terugkyk, dan sien hy daai werke is goed, ook hoe hy in prentjies die evangelie ingeskep het. Nou as mens nou die lyn volg, en na die Nuwe Testament, en ek gaan dit nou weggee, hoe ons dan die Sabbat sien is, die Here kom, en hy bewerk die herskeppingswerk. So wat hy doen is, Jesus kom sterf vir sondaars, en Jesus staan op die eerste dag, sodat mense nou God se werke kan sien, en dit kan geniet, en ook sy verlossingswerke. Daarom sê ons, dit is skepping, gaan jy na herskepping toe, en daarom is die eerste dag, dan die dag waarop die Here Jesus opgestaan het, en waarop die kerk bymekaar kom. Want dit is daardie dag, waarop Jesus oorwin het. Het julle al gewonder, waar lees ons van dat Jesus op die eerste dag opgestaan het? Want iemand het my so 'n paar jaar terug begin konfronteer hieroor, en dit was toe nie so maklik nie. Daar's 'n paar verse waar dit baie duidelik is, die disippels het op die eerste dag van die week bymekaar gekom in Handelinge. Dis nogal duidelik dat hulle bymekaar gekom het op die eerste dag, maar dit sê nie noodwendig Jesus het op die eerste dag opgestaan nie. Dan, as jy gaan kyk na die evangeliebeskrywings, dan sien jy, die vrouens het by die graf aangekom op die eerste dag. Maar dis nie noodwendige afleiding dat Jesus op die eerste dag opgestaan het nie. Die enigste vers wat die duidelikheid gee dat Jesus op die eerste dag opgestaan het, is Markus 16 vers 9. Die Grieks is baie duidelik daar. Dit sê, en nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week. So dit is baie duidelik, Jesus volgens hierdie vers, het op die eerste dag opgevaar. Nou ek was in gesprek met 'n Israeliese man, en dit was hulle argument, hy het gesê dat Jesus het op die Saterdag opgestaan. En daai vers moet jy byderhand hou, Markus 16 vers 9, want dit is 'n baie duidelike vers, dat Jesus op die eerste dag opgestaan het. En dit die feesdag is. Dis die feesdag wat hy vooraf bepaal het. So, die instelling van die Sabbat was daar en is daar dat 'n rusdag vir die Here gehou moes word. Nou, een van die baie duidelike gegevens in die Ou Testament ten minste, as jy kyk na die offers wat gebring is op die Sabbat en wat gebeur het by die tempel, is dat daar die samekoms was van die gelowiges. Daar is ekstra offers gebring op daardie dag. Die mense het saamgekom om geleer te word, en daarom dat ons ook in die verstaan van die Sabbatdag sien dat die Here wil hê dat sy gemeente onderhou word, dat sy gemeente sal saamkom. Ons sien dit in Handelinge 14 vers 44 byvoorbeeld. Ons sien dat Paulus ook mense op die Joodse Sabbat, toe nou die Saterdag, onderrig het en geleer het. Want dit was hulle gewoonte gewees om op die Sabbatdag bymekaar te kom om geleer te word. Daarom dat ons as gemeente ook saamkom om geleer te word en gevoed te word deur die Here se woord. Hoor gou hoe verstaan dan ook die Heidelbergse katekismes dit.
God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. Jy sal ook sien hierso, die Heidelbergse Katekismes praat van die rusdag. Die rusdag waarop ons dan terugkyk na die Here se werke wat hy in Jesus gedoen het. Nou, Eksodus 20 is mos die eerste weergawe van die 10 gebooie. Die gebod wat verskil in Deuteronomium 5 is gebod 4. Maar onthou, die Here gaan nie 'n ander boodskap gee nie. So hy gaan dieselfde beginsel leer. En Eksodus 5 vers 15, wanneer dit praat van die 4de gebod, dan sê dit, jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Sien julle wat hier gebeur? Is dat Eksodus 20 sê, kyk na die skepping, kyk hoe goed die Here is, en dat hy ook al reeds gewys het, daar's goeie nuus op pad. Eksodus 5 vers 15 sê, kyk, julle is uit Egipte uit verlos. En dan hierdie roep alweer na hierdie ding van dat die Here gaan sy volk van hulle sonde kom verlos. En dan kom doen Jesus dit. Hy het dit kom volbring. Dit waarna toe die skepping en die Here se werk in die Ou Testament geskree het gerealiseer in Jesus. En dan is dit op die eerste dag wat hy opgestaan het, so hy die Sabbat geskuif, van die 7de dag na die eerste dag. Want dit het nou gerealiseer. Ons kan nou terugkyk na die Here se werk van skepping en sy herskepping. So hierdie dag wat die Here vir ons gegee het, is 'n groot seën. En dit is nodig dat ons aanhoudend terugkyk na wat die Sabbatdag beteken, sodat ons nie seëninge daarin mis ook nie. Dink prakties daaroor. Jy hoef net 6 dae te werk en jy het 7 dae se kos. Ekonomies maak dit nie lekker sin nie. Maar die Here het dit so bepaal en so geseën, dat jy hoef net 6 dae te werk en jy het 7 dae se kos. So jy het op daai 7de dag, hoef jy nie te werk nie, en moet jy ook nie werk nie. Sodat jy ook as dan gemeente kan saamkom, dat jy kan die Here aanbid, 1 of 2 keer op hierdie dag, dat jy kan gaan en saam met mense gaan kuier, selfs werke van barmhartigheid doen, wat vereis word as dit oor jou pad kom, werke van noodsaaklikheid doen. Dit is wat die Here vir ons gee. Hy gee vir ons 'n rusdag. Weereens iets wat ons nie verdien nie. Die ekonomie maak nie sin nie, maar hy gee dit vir ons. So selfs mense wat nie saamstem met hierdie interpretasie nie, moet tog hierdie vraag vra, hoe maak dit sin? Jy werk 6 dae en jy het 7 dae kos. Dis 'n goeie vraag. Maar weer eens wil ek net terugkom by hierdie konsep in Lukas 14, waar ons duidelik sien in Jesus se bediening, dat die Christelike Sabbat vereis barmhartigheid. Wel, ten minste in die Ou Testament Sabbat het dit barmhartigheid vereis. En Jesus het dit gedoen. Hy het daardie man gesond gemaak wat in 'n siekte gelei het. Hy het onthou die Fariseërs wou Jesus betrap het. En wonder bo wonder het hierdie man wat aan water gelei het, op daai oomblik was hy na die huis by daai ete
en het hy daardie man gesond gemaak. Hy het die man op die Sabbat genees. Hy het barmhartigheid gewys. En soos ons gesien het in Lukas 13 vers 16, moet die barmhartigheid, as jy dit kan doen, moet op daardie dag gedoen word. Maar tog wil ek graag ook hê, ons moet nie daardie punt mis waar ons sien Jesus, wat die volmaakte ene is, en volmaak die Sabbat nagekom het, dat hy gegaan het na 'n kuiergeleentheid op die Sabbat. Hy was daar in die Fariseër se huis. Daar was baie mense daar gewees. Dit was selfs 'n feestelikheid. En Jesus, hy is die perfekte interpreteerder van die wet. En dis ietsie wat ons aan moet dink, want hier is 'n baie praktiese manier hoe Jesus sy Sabbat ingerig het. En dit is om ook met mense te kuier. Dit is nie noodwendig 'n bevel om te kuier op die Sabbatdag nie, maar ons moet ook tog besef, dit kan nie noodwendig verkeerd wees om met familie en vriende en so aan gelowiges te kuier en selfs dan saam met hulle werke van barmhartigheid te doen nie. Ek bedoel, as mens ouer te huise toe gaan, of jy gaan na kinderhuise toe, of wat ook al, daar is baie maniere hoe mens barmhartigheid kan wys. Jy kan die siekes gaan besoek. Dit is wat die Here vereis. Natuurlik, die Here se wet is nie 'n swaar las nie. So as iemand gewerk het hierdie week en hulle is moeg, natuurlik, jy weet, jy moet in wysheid besluit, jy weet, hoe gaan ek sinvol hierdie Sabbatdag inrig, dat ek kan fokus in die erediens, en dit gaan beteken vir party mense, dat hulle gaan 'n slaapie moet vat, kan wees. Dit kan selfs wees vir die kinders, dat hulle rondhardloop en hulle energie uithardloop, dat hulle kan luister in die aanddiens, of wat ook al. So mense moet baie in wysheid hierdie ding hanteer, maar solank mens dit aan die beginsels vashou, van ons wil hierdie dag tot die Here se eer gebruik, maar tot ons beswil. Ons wil die Here aanbid en die seëninge daarvan geniet. Vraag is seker, wat baie keer opkom is, kan God die dag geskuif het? Kan God die dag geskuif het? Van die 7de kalenderdag na die 1ste kalenderdag. En dit is 'n goeie vraag. Dit is 'n vraag wat ek glo ook baie keer uit liefde uitkom. En ons moet weet, die Here kan die uiterlike beoefening van hierdie dag, kan hy verander. Ons sien dit byvoorbeeld met die huwelik. Die huwelik in die 7de gebod sê, dit baie te doen met die huwelik, het sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Nou, voor die 10 gebooie gegee is deur Moses, kon broer en suster met mekaar getrou het. Dit kon. En jy het nie egbreek gepleeg nie. Nou, so byvoorbeeld Abraham het met sy halfsussie Sara getrou. Maar na die 10 gebooie gegee is, mag broer en sussie en neefie en niggie nie meer trou nie. So die Here het die vorm, kan mens amper sê, verander. En hy kan dit doen, maar die beginsel staan nog steeds, jy mag nie egbreek pleeg nie. Die tweede gebod is ook 'n voorbeeld van hoe die Here aanbid moet word. In die Ou Testament was die aanbidding by die tempel gewees. Daar was offers en so aan. In die Nuwe Testament verander die Here dit, sodat daar nou op verskillende plekke kerke kan wees. Daar's nou ouderlinge, daar is nie meer die offerdiens van die Ou Testament nie. So daai manier van aanbidding verander ook. So die Here kan die dag skuif, en hy het dit ook gedoen. En so is dit geskuif na die eerste dag van die week. Ons sien, as mens die lyn trek van die dag van die Here, wat ook in Jesaja 58 genoem word, dit praat van die heilige dag van die Here. As dit dan daar praat in Jesaja 58, daar in vers 13 van die Sabbat, dan praat dit van die dag van die Here. En as Jesus opstaan, soos ons gesien het uit Psalm 118, dan praat dit mos daarvan, dis die dag wat die Here gemaak het, in Psalm 118 vers 24, dan sien ons in Openbaring 1 vers 10, Johannes praat hier,
ek was in die Gees op die dag van die Here. So as mens daai lyn trek, dan sien jy, dit is die dag waarop Jesus opgestaan het. Nou kan gelowiges wat Christus se verlossingswerke ken, wat weet wat Jesus kom doen het, kan uitsien na die uiteindelike Sabbatsrus. Want onthou, die uiteindelike Sabbatsrus beteken dat daar geen meer stryd en sonde en so aan gaan wees nie, en ons gaan volmaak die Here se heerlikheid sien. Onthou, ons sien nou net in dele. So, maar ons kan nou al God se skepingswerk en sy herskepingswerk begin geniet, en ons het in 'n mate daar al in die Sabbatsrus ingegaan, al is dit gebroke, maar uiteindelik gaan ons in die volmaakte Sabbatsrus ingaan. En daarom dat die Heidelbergse Katekismes dit dan ook soos volg stel. Ten tweede, dit is nou wat vereis die 4de gebod, ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat werk, so begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. So, daar is hierdie ten dele, hierdie begin van die Sabbatsrus. Want die Sabbatsrus ten diepste beteken, ek besef wat Jesus kom doen het. Daai is die kern. Ek besef wat die Here gedoen het in die skepping, en ek besef wat hy kom doen het in die Here Jesus. Dit is die rus. En dit is wat ons wil doen wanneer ons saamkom. Ons wil kom kyk wat Jesus kom doen het. Ons wil ons oë op hom vestig. Ons wil na hom toe bekeer. Dit is die doel van die Sabbatdag. Dit is regtig die doel. En daarom dat ons moet versigtig wees dat ons nie die seëninge van die Sabbat mis nie, dat ons hier weggaan en dan gebruik ons nie daai tyd wat die Here vir ons gee om byvoorbeeld in goeie gesprekke te wees, om te dink aan die Here se werke, boeke te lees wat die Bybel uitlê vir ons, te sing. Daar's verskillende maniere hoe ons kan leer wat die Here kom doen het, maar ook kom wys, nê? Ons kan barmhartigheid gaan doen. So ek sluit af. Die Sabbat is die markdag van die siel. 'n Dag wat gegee is waarop ons kan verlustig in die Here. En ons hoef nie eers te werk nie. Ons kan ons heeldag verlustig in die Here. In die tyd waarin ons leef, is die Sabbat een van die grootste geskenke wat ons het. In die lewe wat so besig is en vol dinge, kan ons smag elke week na hierdie Sabbatdag, na hierdie dag wat ons kan saamkom, en die Here gaan vir ons sorg. Ons kan in 'n baie vyandige wêreld met baie versoekinge en uitdagings deur die week uitsien, daarna om elke 7de dag gevoed te word deur sy woord, om aan sy verlossingswerk in Christus te dink, want dit is hy wat dit nou moontlik gemaak het, om die Here te geniet, en ons doel met die skepingswerk uit te lewe. Onthou wat ons doel is. Ons doel is om God te eer en hom vir ewig te geniet. En dit is wat die Sabbatdag ons leer. Ons kan op hierdie dag baie spesifiek die Here geniet. Ons kan ons in hom verlustig. So dit is die verstaan van die Sabbat. So mag ons groei in hierdie verstaan en mag ons dit geniet en aangryp wat die Here vir ons gee. Kom ons bid saam.